staan hierso in Kerkstraat net so skuins af, ek sou sê so 'n blok of 2 hier van Kerkplein af waarom Paul nog staan. Hier waar Wessel Basson hulle jaarliks die Kerkstraat bom se gebeure herdenk en die vriende van die Kerkstraat bom slagoffers hier bymekaar kom. So ons wil graag by jou hoor Wessel. Julle is nou die 10de jaar wat nadat julle hierdie gedenksteen hierso gelê het, maar dis nou al die hoeveelste keer wat julle so by einkoms hierso saambring. Ja, dis al so 16 jaar kwyt wat ons nou hierdie ding doen. So elke jaar wissel dit nou maar. Ek het nou vergeet om te sê, Steve sit nou in Europa dink ek. Hy sal baie graag ook hier wou gewees het. So ja, ons doen dit al baie jare, 16 jaar. Nou ja, party jare was ek dink in die tydperk wat COVID was net ek dink ons 2 maar dis 'n verstaane. Maar ja, elke jaar is maar wissel die getalle maar. Ja, dit is eintlik jammer dat mense nie meer bewus is van wat hier gebeur het nie. Ek dink ook wat belangrik is, soos julle gesê het, die boodskap wat hier gekom het is, dat ons die lig en die duisternis probeer uitwys wat hier plaasgevind het, maar dat jy ook eenheid wil bewerk in die ligkant. Verduidelik dit vir ons bietjie jou boodskap. Ja, jy weet ons mense is baie geneig om ons is baie bekleierig onder mekaar. Ek dink ek het ook my aandeel in baie gevegte, maar ek dink die belangrikste is ons moet vir mekaar sê dat ons moet die nitty-gritty goedjies, die klein goedjies begin eenkant te sit en ons moet begin hande vat oor dinge wat belangrik is vir ons. En jy weet, daar's niks so erg as jy alleen 'n ding begin doen. En ons hoef nie alleen te staan in die wêreld nie. Daar's baie groepe wat mekaar heeltyd afkraak of mense wat dink hy's reg. Ek dink nie daar's 'n reg of verkeerd. Ons almal weet wat wil ons hê, maar dis nie altyd prakties moontlik nie. Ek dink my boodskap vandag was 'n boodskap van eenheid. Ons moet hande vat, ons moet begin raakpunte soek, ons moet begin leer om die negatiewe faktore te beweeg en mekaar te akkommodeer en respek begin toon vir mekaar. Ek dink dis 'n ding wat baie die laaste 32 jaar met die agterdeur is. Ons het verleer om respek vir mekaar te toon en ons moet nooit vergeet nie dat in die vorige bedeling was dit nie net blankes wat geveg het teen die kommunis nie. Daar was baie ander kleuriges wat saam met ons die kommunis geveg het. En dit is ek het die idee heeltyd gekry dat ons begin half dit is ons en hulle. Ek is nog steeds vandag anti-kommunis en steeds anti-sosialis, maar wat van die ander mense wat dieselfde voel? So ons hoef nie in te trou om respek vir mekaar te hê nie. Ons moet respek hê vir mense wat dieselfde geveg voer as ons. Die konservatiewe mense wat in die Christelike geloof is. Ons moet begin respek toon vir mekaar. En ons voorouers was alles behalwe wat baie ouens deesdae voorgee. Ons voorouers het baie meer respek getoon teenoor ander leiers van tuislande en sulke goeters. En ons moet dit ook doen. Ons is hierso en ons is hier tussen 'n stelsel wat ons moet weet. Ons is in Afrika en ons moet die beste daarvan maak as ons hier wil bly. As jy Wessel, ek sê vir jou dankie dat julle onthou, dankie dat julle nie vergeet nie. En dan wil ek vir ons kykers sê, as julle enigstens 'n storie het om te vertel oor die dag wat hier gebeur het in 1983, plaas dit vir ons aan die kommentaar. Ons sal graag bietjie meer daarvan wil hoor en dan ook bietjie meer dit weet vir in 'n volgende keer as julle hierdie ding by mekaar kom dit te doen. Dankie Wessel, dankie vir wat julle doen. Ek waardeer baie, dankie Koet.